Dokter, in terme van verspreiding, is daar boere wat op hierdie stadium bekommerd is dat daar byvoorbeeld moontlik vlakvarke kan wees wat tussen plase beweeg, die virus kan hê en moontlik die virus so kan oordra. Wat dink dalk, is daar so 'n moontlikheid? Is dit iets wat op 'n manier hanteer kan word? Sou dit so wees? Ag, daar's altyd daai bekommer. Byvoorbeeld in die Camperdown uitbreking op die plaas waar ons daai omtrent 100% besmetting in varke gehad wat massiewe virus in die lug ingestuur het. Was daar ook vlakvarke. Ons het elke week op daai plaas 'n vlakvark geskiet en gemonster om te kyk of daar virus in is. Nooit enige. Nie net vlakvarkie, daar was kudu's. Daar was ander wild op die plaas wat ons geskiet het om seker te maak hulle is nie besmet met die virus nie. So ja, daar mag 'n bekommernis wees, maar nog nooit in Suid-Afrika het dit 'n rol gespeel. Terselfdertyd wil ek ook vra oor die moontlike teorie wat kom uit Brittanje se navorsing, dat 'n hoë humiditeit in die lug van 80% en hoër kan veroorsaak dat die virus met wind versprei. Wat is dokter se opinie daaroor? Nee, ek het ook dit gesien en teoreties is dit miskien moontlik, maar daar was in baie goeie navorsing byvoorbeeld in Nieu-Seeland gedoen wat ook laagliggend is en baie nader aan die see, die lande lê en ook daai tyd met die groot uitbreking van Berkensklous hier in Engeland. Teoreties is dit moontlik as 'n mens nou al die pluime en die goeters doen. Maar in Suid-Afrika se weeromstandighede, ek is nou nie 'n meteoroloog nie, maar ek dink mens kan van net observasie van die weerpatrone in Suid-Afrika, dink ek die kanse dat windverspreiding van die virus 'n rol gaan speel in die verspreiding van Berkensklous is wat my betref omtrent 'n Rondendal. Die groot probleem op die oomblik met Berkensklous in Suid-Afrika, nie net in die Oos-Kaap nie, maar oral, is die absolute swak beheer oor veebewegings. En nie net vee nie, ook beweging van mense wat besmet is. In Camperdown byvoorbeeld en ook in die Letaba uitbreek het ons bewyse gekry van die werkers wat nie skoon oorklere of die vuil oorklere los op die plaas waar hulle stap in daai oorklere waar hulle slaap of waar hulle bly vanaand en daar is beeste en so die siekte deur mense versprei. So beperking op beweging van vee en ook besmetting van mense en voertuie en so is so krities belangrik. Maar ja, om terug te kom aan jou vraag, ek weet nie lekker aan die storie van verspreiding met lugbeweging. Dokter, en dan is daar sekere goed wat boere op die plaas kan doen. Hulle is nou op hierdie stadium sonder enstof om hulle diere te help behandel, die siektetekens wat hulle sien by hulle diere. Die seere en ongelukkig is daar geen weet ek het stories gehoor van nanotegnologie wat die ouens wil toepas wat twak is, want nie een van daai goed is geregistreer in Suid-Afrika nie. En dit is 'n middel wat in Indië blykbaar gebruik is vir koeie, veral melkkoeie met die spene en goed wat probleem. En al wat die boer kan doen ongelukkig is daar is nie 'n middel vir om te behandel nie, is om die virus dood te maak. Maar daar is wel middels wat kan help om die sekondêre simptome van die siekte soos die spene wat seker en so aan en die pote van die diere te behandel. Dit is nie altyd so effektief nie, maar ten minste is dit uit 'n diere welsynsoogpunt is dit moontlik.
vlugbeweging nie.